Away is Hemel Besem en dit is Doen Dit Net Liggies. 'n Show wat eintlik maar net sê, vat dit rustig. Ja, moenie laat die kwellinge jou knie halter nie. Dis episode 7 vandag en ja, met elke show vat ek 'n woord en dan bekyk en bespuur ons die woord van alle kante af. Wel, ek sê nou 'n woord, maar baie van ons mense sê nog hin woord. waar kom hy vandaan? Ek weet, het klink soos 'n man op 'n reistrek is, nee, hin. Man maak hom sit hom in gear vir wat hy nou volgende gaan sê. Anyway, Benny hin. Anyway, hin woord, my vandagse woord is mooi. Nou eerens in die program gesels ek ook met mense soos ek maar altyd doen en vandag of hierdie episode gesels ek met George se Jouma. Dit is nou die vereerde rymkletser of rymkletskunstenaar as ook Mud Cosmetics. Dit is nou julle weet hierdie poeiertjies en so aan. Sy ambassadeur. En ek gesels met die klassieke Hindustani sanger Raj Mohan. Julle gaan sien hoe hierdie goed by mekaar kom. Nou, ek was ook eendag, jy weet, op my dae was ek ook 'n prediker. En jy weet, 'n prediker in die verband van kerk en so aan. In daai konteks. En as jy by sekere kerke 'n draai gaan maak, moet jy daarom betaamlik aangetrek wees, soos die skrif sê. En betaamlik se definisie is maar 'n buigbare konsep. Omdat ek dink eintlik dit is baie persoonlik, jy weet. Maar nou ja, public versus private, daai debat sal seker nog lank duur, wel as ek mooi daarna kyk. Anyway, eendag toe was ek by 'n kerkgeleentheid en ek moes 'n paar woorde sê. En maar ek was nou nie so betaamlik in die ouens se konteks aangetrek nie, maar luister mooi. Ek het 'n kortmou hemp aangehad. No. Ek het nie 'n kerkbaadjie aangehad nie. No. Dit wil sê ek was kaalarms. My hemp was hier by my broek ingesteekie. Dit wil sê, dit het oor my broek gehang. Nou maak die saak hoe powerful of watter mooi woorde ek hulle mee toegespreek het, die alles het geklink soos. Nou na my praatjie toe kom 'n paar van hulle confident brothers na my toe en vermaan my oor hoe ek aangetrek is. Ek het nie mooi verstaan hoekom nie en hoekom dit belangrik was vir hulle om dit te doen nie. Maar toe neem ek hulle nou uit na iets wat daar soos 'n man instap het ek gesien, daar's iets gegraffiti op 'n muur. Toe vat ek hulle sommer na 'n stuk graffiti toe en toe sê ek, okay, hier is my beginsels wat dit aanbetref. En ek was 'n bietjie assertive. Maar wat andersins 'n mooi dag was nou besig om minder mooi te raak mos nou. So, toe sê ek, kyk na die stuk kleurvolle graffiti, né? Vir sommige mense is hierdie nou kuns, selfs betaamlik dalk, asook mooi. Vir ander is dit net plain gemors. Sommige mense sal na sekere blomme kyk en dink, "Sjoe, dis mooi." En ander sal kyk en dink, dit moet nog gesnoei word of is te klein of ander goed behalwe mooi. Ons is verskillend in daai verband. Ek meen, julle het 'n probleem met my klere, maar kom ek sê die volgende. Ek het hierdie hemp aangetrek, want dis al hemp wat ek gehad het. Wow. Ek het nie 'n baadjie aan nie, want ek het nie een nie. Wow. Ek het dit laat oorhang oor my broek, want my zip is stikkend. Wow. En ek het dit als gedoen uit respek vir julle. Wow. En dit was my beste wat ek kon gee vir julle. Wow. Toe draai ek na hulle en sê, kyk na jou Chinese collar hemp. Mens dra nie eintlik daai hemp by die tipe baadjie nie. Plus die klere wat jy gekies het by die baadjie en die broek, wel het passie by mekaar nie. Die baadjie is ook 'n bietjie te groot vir jou. Die punte van die moue van die baadjie is 'n bietjie vuil. Jou broek sit ook nie reggie. In fact, jou hele combo lyk eintlik komieklik. En slotsom sal ek byvoeg. Dit het my nie eintlik geplan nie as ek mooi daarna kyk.
die attempt om sy konteks, of God dan, om sy God te please, was anyway mooi vir my. Maar 'n mens hoef nie lelik te maak wat jy nie mooi verstaan nie. Kyk hierdie ou ry met hierdie Army Bedford. En hy ry oor die rooi robot. En hy stop die speedkop om. Speedkop sê, kom ry oor die rooi robot. Hy sê, speedkop, luister, ek is kleurblind. Hy sê, luister man, die storie het ek al 1000 keer gehoor. Ek wil dit nie weer hoor in my lewe nie. Hy sê, ek is kleurblind, vra my meisie, maar dit is donker, want dit is laat aan. Speedkop kyk weer en hy sê, is dit waar? Hy sê, is waar, Rabas. So in love said as could be, was a pretty face got the best of me. Suddenly you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now good look I've learned to do without, 'cause now I know it's love that really counts, 'cause I know that beauty's only skin deep. Now you speak your words warm and sincere, and let me know that your love is here. A pretty face you may not possess, but what I like about you is your tenderness. A pretty face may be some guy's taste, but I'll take love and in its place, 'cause I know than I can view. You have a place and personality, and that's an ever-loving rare quality. Now show me a girl that's fine, and I'll choose the one with true love at every time. I know it's only skin deep. So if you're looking for a lover, don't judge the book by its cover. You should be fine on the outside, but so untrue on the inside. I know it's only skin deep. Yes, it is. So if you're looking for a lover, don't judge the book by its cover. Yeah, don't judge a book by its cover. Beauty is only skin deep. And that is The Temptations. The Temptations doen het net liggies met Hemelbesem. Want ons woord vir hierdie episode is mooi. Nou wanneer dit kom by musiek, wonder ek of dieselfde prinsip tog mag geld. Is dit skin deep? Is dit vel, is dit net so dik soos die vel, veldikte? Almal dink verskillend tog oor wat musiek behels. Die enigste ding waaraan 'n mens seker musiek kan meet vandag se tyd, wat is populêr, wat is popular en wat is nie populêr nie. Dit is maar hoe pop ook of popmusiek geklassifiseer word. Dit word natuurlik bepaal deur die hoofstroom TV, die radio en dies meer. Wel, ek moet nou seker sê, dit is besig om te kwyn, omdat ons lewe nou in die on-demand tydperk, né? Ek wil, soos byvoorbeeld, ek wil, as ek iets wil demand, dan wil ek dit nou sien. Dit moet kits wees. Soos byvoorbeeld, maak nie saak of het sê 8:30 is die aand nie, en ek het nou my boordkos gekry, of is 25 to 9, ek wil nou vir Game of Thrones kyk, dan druk ek net die knoppie. Ek moet wag vir anyway, wat van is sê 4:15 die oggend
en ek het lus om iets te kyk. 'n Movie, right? So byvoorbeeld sê 'n movie 13 minute voor 4. Maak dit dan nou so AM, awkward tye. En ek het lus vir 'n comedy. Ek het lus vir iets wat Jim Carrey inspeel. Iets met humor, maar tog hartseer. Iets moois. Sê Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Druk net 'n knoppie. Jolie, Yeah, Tangerine. am I ugly? When I was a kid, I thought I was. Can't believe I'm crying already. Sometimes I think people don't understand how lonely it is to be a kid. Ja, of musiek byvoorbeeld. Ek sit byvoorbeeld in 'n bus, 17 minute voor 5 PM en ek lus nou 'n Stimela nommertjie. Ietsie jazzy. En dan al wat moet gebeur is, ek druk 'n knoppie. Ecstasy burning like fire in my heart. Ja, so alles is nou net 'n knoppie weg, né? As gevolg van dit kry mense nou Netflix, Showmax, YouTube en alles. Dit is on demand. So ek kan net druk wanneer ek lus het en ek kan dit kyk, met sy geld en airtime, al die goedheid wat ook sal regulate soos tyd aangaan. Nou dis cool eintlik want hoofstroom, dis nou TV, radio, al die goed wat destyds alles bepaal het. Die mood bepaal het alles, né? 6 uur is nuus, dan is almal in hy zone. Sport is almal in hy zone. Dit het nog altyd vir ons bepaal wat is kwaai, wat is intelligent, wat is sexy, maar ook wat is lelik en wat is mooi, né? Nou het jy 'n keuse. Wel, in a way byvoorbeeld, want ek meen die recommended stuff en die algorithms, die algoritmes, dit maak ook maar nou, of het, doen ook dinkwerk namens jou, né? Sê, dit is wat jy sou gelike het. So wat is mooi musiek vandag? Kom ons kyk gou. Ek was geleer dat, aan die begin, Mozart, Bach, hierdie is die klassieke meesters van die tyd, hulle was geniaal en dit is mooi. Nou, ek is nie heeltemal seker of dit mooi is. Dit is definitief moeilik, seker om te speel. Is nou nie, ek het nie die affinity om 'n string ding op te tel of 'n keys te speel of sulke goed en dit te doen nie. Dalk het dit te doen met genius, maar as dit mooi, ek weet nie. Rapmusiek is vir my 'n mooi tapijt wat geweef word as 'n ou se lirieke, sy motief match en hy of sy die beat reg ry. Ek's 'n liedjie lemmer papa. Ek lem 'n liedjie. Ja, as jy die tone hoor, dan moet jy weet, dit gaan oor 'n liedjie lem of 'n liedjie wat ek moet lem. En vir julle wat nou net wonder wat dit is maar net ek wat 'n song vat en dan lem ek hom ook 'n bietjie en ons kyk 'n bietjie surgically wat binne in die song ingaan. Nou, vandag se song wat ek kies, het te doen ook met beauty, met mooi natuurlik. En ek het nou eers gestop op by rap tip en ek wil vir julle 'n rap song vanaand gee, né? Om te verduidelik hoekom ek dink dit is byvoorbeeld mooi. So ek gaan hom lem, ek gaan dit ook vir jou deurdraf, ek gaan in die chorus dele, gaan ek 'n bietjie verduidelik waaroor die song gaan en waaroor die tweede vers gaan en die derde vers, sodat jy half 'n idee kan kry. So die song is van Brother Ali, hy's 'n albino, legally blind van Amerika, Muslim, al die goedjies, maar wat vir hom besonders maak is, die man, ek noem het, he doesn't waste a line, hy mors die lyne as hy skryf, jy kan sien het intens ingaan. So hy vertel sy storie in hierdie song, en die song se naam is Pray For Me, hier is hy. Somebody pray for me. Alright, so hy vra basies dat mense vir hom moet bid, en dan skree ek hoor terug om te sê blessings, want dit is wat ons mekaar moet doen, jy weet. En hy gaan in die eerste vers nou verduidelik as 'n kind hoe hy gestruggle het met sy looks, en hoe mense dink dat hy lelik is, jy weet. Hier gaan ons. The first day of third grade, topic of discussion at the kickball game is who's a new student, why he look that way. An 8-year-old expert determined I've got AIDS. A
vote. Must have been taken, it became my name. I mean, literally, AIDS is my name, okay? It made its way around the school and eventually heard a teacher tried to catch herself as she yelled it to me. I tried to be invisible, honestly, wishing that the ground would just open up, swallow me. What kind of crime did I commit for this mockery? Guess I must have lost some kind of cosmic lottery. How am I processing this at a baby's age? It felt like I had a gut for the razor blades. I fantasized someone else to come take my place, cause they taught me to hate my face. Somebody please pray for me. Ja, so jy kan hoor, you know, die struggles as 'n kind, 'n kleuterkind waar jy moet sê, jy begin haat hoe jy lyk, jy weet. En in die tweede verse gaan hy nog verduidelik hoe sy ma ook probeer help het. En jy weet, soms is dit vererger die probleem, maar soms help het ook. Imagine how my mama felt. Obviously she wanna offer me some kind of help. Pretty white lady never probably dealt with this particular type of hell. If she dyed my hair blonde, maybe I could blend, get a better response, maybe even a friend. She took me to the salon, put chemicals in my head. When they took the towel off, it was purple in the end. Lot of money spent just to get me presentable. Message that is sent, the real you ain't acceptable. I know what she meant, what else could she expect to do? That was just the lens that she viewed protection through. And so eventually I began to see that what grows out of me is my dirty little secret. I had to go back every few weeks to keep it. I think that part depressed me the deepest. Somebody please pray for me. Ja, so, jy weet, maar dit kom by mooiheid, is dit 'n baie persoonlike ding, soos ek nou al gesê het, maar daar is ook platforms wat vir jou sê wat mooi is. En TV doen dit, radio doen hy. En in sy geval het dit ook gebeur, dan kyk jy na heroes om te bepaal wat is mooi vir hulle. Thank God for the grown-ups, the roll up when they know it's time to hold us. The elder queen showed so much homegrown love. She said hair doesn't die, but your soul does. She said Elvis wore his hair in a pompadour so he could try to look like Muddy Waters more. But he would fry his crown so that he could lay it down like a white boy. They called it a conch before, until James Brown came, kicked down the door. Say it loud, I'm black and I'm proud, my boy. That's the meaning behind the afros and all. Get free being what it is that you know you are. She said beauty's the splendor of truth. You will never cut loose till you're suitable to you. And your living is the proof, just let it do what it do. Now watch him follow suit and try to catch up to you. Somebody must have prayed for me. Man. Somebody prayed for me. Nou sê jy vir my of dit nou nie mooi is, ja? Ek weet dit is baie vinnig vir baie mense. Maar as jy dit het, dan sal jy verstaan. Jy weet, en dink wat ons moet doen is om te poog om ander mense se mooi ook te verstaan. Maar hierdie man het die beat nou reg gery, so ek kan vir hom 'n applous gee. Ja, hy het die beat reg gery en dit is vir my mooi, ja? Soos 'n perd met 'n mens op en 'n perd sonder 'n mens op in flight. Lyk weer nie vir my so mooi nie. Dit lyk half. En ek is nie net mal oor rap, ek luister regtig allerhande music. Ek kan high pitch klanke waardeer, basklanke ook, en als daai het sy eie mooiheid, jy weet, van country music tot folk music tot hier en daar 'n sokkie number, ek kan dit waardeer. Maar ek sukkel met goed soos trash metal en sy ewe knieë, wat wel my knieë lam gemaak het, was die eerste kaset wat ek gekoop het, en ek het nie geweet wat die sanger se naam was, wat die song se naam was nie, en toe ek nou by Musica instap, die destydse Musica, toe moes ek het try sing, maar dit was vir my 'n mooi song, ek kan dit nie so opmors nie. Ek het even van die lirieke in 'n gedig in gebruik al vir 'n meisie toe ek 'n poem vir haar geskryf het, so geplagiarize, to rise to the occasion, om haar te impress. So toe staan ek in Musica destyds en toe moet ek het gooi, en al wat ek kon gegooi het was die is een nummer wat allemaal opmors in die karaoke. Ja, nou, ek het die laaste ruk met my on-demand self
jy weet, baie ander soortige musiek begin luister. Ek doen dit toch eintlik altyd, maar my ore het ook so saam gegroei. En ek waardeer oor die algemeen Chinese folk music. Ons wat saam met my ry weet dat somtyds of so nou en dan kom ietsie uit China uit wat ek waardeer. Ek waardeer ook goeie gitaarmusiek, jy weet, ons wat lekker, veral Spanish vibe kan druk, like hy. Eintlik enigiets wat met my siel praat in 'n way, you know? Maar op 'n mooi dag het Hindi musiek of som van dit Sufi kry jy, Bhojpuri, ek hoop ek sê dit goed reg en ek waardeer dit en ek respekteer dit. Is net moeilik om by alles hier te bly. Maar dit is wat dit so intelligent maak en so slim maak. Dit het my hartsnare self begin roer. Ek self nie verstaan wat die mense sing en dit was ek nie belangrik. Die arrangements is anders, die note tussen in die note is crazy. Eerlikwaar met my background, as jy op die radio destyds hierdie tipe musiek opgesit het of jy scan so deur die AM of die FM mense, dan pak ons maar deur. As ek eers hy klanke hoor, dan sit ek hom oor, you know? Maar nou gee ek dit meer as net 'n kans. Ek kan dit ook waardeer. Ek het spesiaal my Indiese broer ingeroep om juist by hierdie punt van die gesprek in te skakel, en dit is nou Raj Mohan, en ek wil net toch vir luisteraars sê, sy moedertaal is Hindi en Nederlands, ek het maar byvoeg, so ek gaan maar Engels praat met hom, of soos hulle sê, ons mense was 'n ander ding vir Engels praat, sê visie spoeg, so ek gaan maar 'n bietjie visie spoeg. Raj, tell me my brother, what makes Indian music so different from what we, when I say we, I mean, we in South Africa, but also because we gravitate to Europe, America, and all of that, that's what we're exposed to, that type of music. What makes Indian music so different from that? It makes it different because the culture is different, the music culture is different. It's based on very large, more than around 70,000 different scales. And the basic is improvised music, and it's the scales are not scales as we are used to, as we know it in the West or in Africa, but these are actually, the scale is only the basic. It's about the mood, and the mood makes it complex. The scale goes together with the mood of the scale, of the raga, what we call the raga. So if you have a scale only, it's not the raga, then these are only the notes of the raga. So if you play the notes of the raga, doesn't mean that you are singing the raga. Yeah, because with the raga, you've got a morning raga, evening raga for the monsoon, for the full moon, etc., etc. For spring, for rainy season. So it's not only the notes, that makes the difference, So you have to know some characters, the eigenschappen of the raga, which is the basic, to sing it, to make it recognizable, to make it the raga as the raga should be. So that is a very, very important difference. And the other one, it is our music, classical music, is actually improvised music with small themes, and within those themes, we do improvisations. Okay, so the song that you just released, the Batoya song, okay? I also feature on that, so I'm very thankful for that. But there's so many Indian artists that's on it. Just give us a taste of the song, and I'm going to play it, but I also I want you to tell the listeners about the song and why it's so important. About the song Sundar Subhumi. This is a song written in 1911, in the 20th century, by Babu Raghuveer Narayan. And he wrote this song especially for our ancestors who left India. And in this song, he is inviting his people, his family, us, to come back to that beautiful motherland, to see the beauty of the Himalaya, the sea, the peacefulness and the happiness which flows in the fields of rice, in the rice fields. So it's a very touching song, which is he calls it Batohiya song. The Batohiya, these are the travelers. So we are the travelers.
All right. So that is in a nutshell the Sundara Subhumi, about the song Sundara Subhumi. Okay, so why is this particular song? I've heard, you're telling me how touching it is in terms of the picturesque moments in the song, etc. But just for you, on a personal note, why is this song beautiful to you? Obviously, for the reason it is about the history of our ancestors. It is about me, the invitation of the people home in India, who is inviting us to come and to enjoy the love and joy and the beauty of our country, of our motherland. And everything I'm talking also right now, I get goosebumps, and I get emotional. And it's how I am attached with the history of our ancestors, just like you, my brother. So that is the main reason. That's for the same reason as you like this kind of songs. So this song is written about us, for us, and that's why it was very important for me to record this song. Alright, so hier is hy song Sundar Subhumi en dit is 'n Raj Mohan initiative om hierdie song oor te doen. Ek is so dankbaar dat ek ook deel is van dit en die res is almal so baie mense. Gaan check asseblief Raj Mohan se page op Facebook en follow en support hom. Hy is regtig besig met interessante goed in terme van Suriname, die klanke van die Hindi ouens daai kant, asook Indië. En dit is alles so 'n mooi storie soos dit develop. Kom ons kyk of jy dalk van dit hou. Dalk is dit mooi, dalk is dit nie mooi nie, maar die storie is ten minste mooi. भारत के देशवासी सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे एक द्वार घेरे रामा एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ जाहू जाहू भैया रे जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया Your sun's rays are runways for the Afrikaans poetry on my tongue, rhythm and drum play. The chants and the dance ways as I sway. I will thank you someday.
सीता के विमल जसु राम जसु कृष्ण जसु सीता के विमल जसु सीता के विमल जसु राम जसु कृष्ण जसु मोरे बाप दादा के कहानी रे बतोइया मोरे बाप दादा की कहानी रे बटोहिया Come all the way in the humblest of ways. When you come as a slave to the land of the brave, come with your wondrous ways. And then when we lay eyes on your ways and the ones that you pave, may I say indeed we give you the thanks and the praise. पावन सुगंध मंद अमरा गगनवासी पावना सुगंधमंद पावन सुगंध मंद अमर गगनवासी कामिनी विराह राग गावे रे बटोहिया कामिनी विराग गावे रे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम को हरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम को हरे बटोहिया हो रे बटोहिया हो रे बटोहिया हो रे बटोहिया So we got a lot of women here tonight. Love the women. Love the women. You know what my favorite women are? Big, fat, black women. Give me a sister about 350 pounds. The best people in the whole world. You know why? Because we live in a society where nobody likes who they are. Everybody's on Prozac or something. Everybody's getting cosmetic surgery. Nobody likes who they are except fat black women. Fat black women don't give a fuck what you think. She going out on Friday night. She got an outfit on. That shit match. She got the pumps on and the pump fat coming out the pump. That's right, look like they baking bread in her shoe. Hey baby, your foot ready yet? I'll sprinkle some cinnamon on it. That's right, she got an anklet on and an anklet holding on for dear life like She like, I'm sexy. I am sexy. Yes, I am. I am the sexiest here tonight. Ja, die woord is mooi op doen het uitliggies saam met Hemelbesem. En wat ons klaar establish het en wat jy nou al mooi moet verstaan is dat mooi is 'n baie persoonlike ietsie. Hulle sê mos mooi was nog nooit lelik. Vir wie is wat mooi en lelik, hè? Anyway, ek het die vorige Miss Plus Size South Africa op die lyne. Dis nou Angela Perdekitsi. En as jy mooi hoor daar, hy van het so 'n Italian spice in hom. So die Italiaanse spices is in haar bloed. Nou sy is van Johannesburg en sy doen ook baie natuurlik vir werk, of sy doen baie werk in terme van beauty, asook vir plus size modeling. So ek moet daar weer Engels ook gaan. So here goes. Angela, the first question I have for you is, how would you define, ek gooi jou nie diep candy, how would you define beauty? Beauty to me is the inner and the outer characteristics that are appealing to those around you. So it's recognizing your talents, enhancing your features, and using your strength and confidence. And through this, making a positive impact on the world around you. Also, when we really appreciate how magnificently we are made, despite our struggles, and when we apply ourselves without apology, when we display our inner beauty to reflect our outer beauty, that is when we are truly beautiful. Beauty is confidence to me.
But ultimately, beauty lies in the eyes of the beholder. So I completely understand if everyone has a definition for it, but that is beauty to me. Okay, so you are in the plus size community in terms of modeling and that field of beauty. Just take us through that environment. Obviously, everybody is just we are only exposed, or most of the time we're exposed to this one type of idea of what modeling is, especially when it comes to women. So just take us through your journey in terms of plus size modeling. Plus size modeling is about taking an unusual or not the norm, not your size 10 Vogue figure, and placing it with extra weight, extra size, maybe extra length, maybe extra shoe size, whatever it might be. Whatever that extra is, that is plus size. And extra is good, extra is great. We just haven't quite seen it yet. So a plus size model is there to make people see that even though you don't have the expected size 10 Vogue figure, you are still confident, you can still make a difference to the world, and most importantly, you can still achieve all your goals through confidence. And when we have confidence, we pretty much can achieve most things in life. Plus size modeling is also encouraging retail. It's encouraging people to create a whole different line of whatever it might be, whether it's clothing, whether it's accessories, whether it's men's clothing, whatever that line is, to make creators think out of the box and to make them see that your body positivity activation for this world is so, so important. And what I mean by that, it is a time that everybody gets involved in catering for all audiences and not just slim audiences, that everybody caters for all body shapes, not just a certain body shape. And please understand, a plus size model is never against any other kind of model. It's just another type of model that says, hey, here I am, I have my audience, and let me look beautiful for them, to show them and to role model confidence and beauty. That is what plus size modeling is to me. And your involvement in plus size modeling, I mean, you have already won the Miss South Africa plus size modeling contest. So obviously you have, and you're still involved in it. When I got involved in plus size modeling and the Miss Plus Size South Africa pageant, it was all about making a difference for my daughter. It was about participating in a world that has prejudice against many, many, many things, and body shape and size was one of them, and a very strong one. This is influenced in us from the day we are born. Don't overfeed the baby might get fat. God forbid you're a fat child. You get teased at school. And then you become a fat adult. Oh no, you might not get a job. You might not be considered for a role in something. Or you might just be completely sidelined. And this is not only for plus size. This is also for any other body shape except a size 10 or size 8. I think now the norm is size 6. And I think it's really shameful that we can create a template and try and fit our beautiful differences in that template, because I think that's where things go really wrong for us. So if I can make a difference in a child's life, in an adult's life, in a man's life, in a woman's life, I am there to make that difference. And I can do that through plus size modeling, through showing the world that I'm confident, that I'm still beautiful, my shape, I can still work with it. But I think ultimately health is the goal. As long as we are healthy, both mentally, physically, spiritually, and emotionally, I think when we can balance all of that, then we can say that we're doing a great job. And for me, plus size modeling is just another way to show the world that we're okay as we are. Let's focus on the important things. Let's focus on confidence. Let's build character. Let's make a difference to the world. That's what it is also to me. Sê my wacht en ek weer so mooi my se kry. Sê my wie gaan van my meer lief het as sy. Sê my wie maak my hart blyer as my. Prachtig, alles van is so prachtig. Ek's geseend om iemand so wonderlik te hê. Ik nog daar beter voor haar. Zij is alles
van haar so pragtig. Om te dink sy sien die plaas vir my. Om te dink sy wil 'n lewe saam met my bou. Om te dink sy bly staan met my. Na ek kan vir as verloor en die viering aan my lewe ontwoord. Jy is kostbaar vir my. En ek wat diero, queen of diero. Sy die bou van 'n ware koning en 'n goeie ma vir ons kan ek kan bid jou my kooi godin. Sy letterlik voor 'n klomp mense ingespring om my te beskerm. Soos ek wie ook al wat en wat af aan nou, sy bly die liefde van my lewe, baby, sy is die beste, die beste, die beste way. Die zware liefde teen die oor, sy het my en my wereld is mooi. So mooi, waar gaan ek weer so mooi, my secret, sê my van my, jou liefde dat sê my wie, maak my hart bly hier as my, prachtig, alles van haar so prachtig, ek's geseend om iemand so wonderlik te hê, wie sal ek nog daar buiten wil hê, wat ik al die jaren van droom, my prachtig, alles van haar so prachtig, Ek is so lief vir jou, ek bid dat God jou moet hou aan sy hand, want baby daar is niemand soos jy nie, en ek soek niemand anders hier my sy nie. Queen, ek beloof dat ek jou nooit sal bly nie. By jou net happy maak, want sy is amazing. Kyk hoe blom as liefde die rivier. Oh yeah, yeah. Ek kon nou al het geset, as hoe 2, miskien 3 maanden dier. Maar ware liefde is vir ewig. Baby, ek bemin jou vir so lang as wat ek lewe. Elke dag strewe en probeer ek om vir jou beter. Liefde hê, want sy verdien net die beste. Yeah. Sê my waar gaan ek weer so mooi, my secret. Sê my wie gaan van my, jou liefde dat sê my wie, maak my hart bly hier as my, prachtig, alles van haar so prachtig, ek's geseend om iemand so wonderlik te hê, wie sal ek nog daar buiten wil hê, sy sal wat ek al die jaren van droom, my prachtig, alles van haar so prachtig, Ja, ons doen het net liggies en natuurlijk die stem van Karoo King met prachtstuk en ons focus, die woord wat ons al gekies het vir hierdie episode is mooi en wie anders aan, ek het vroeger gesê dat die Rymkleedskoningin is saam met my, ook in die program en sy staan hier by my, dis natuurlijk jou ma, wat al 'n Guma wenner is, sy het nou al, wat se prys het jy nou al als gewen jou? Wel, die eerste prys is natuurlijk my ma se goedkeuring. En dan het ek ook 'n kokertoekenning gewen. Dit was 'n jeugtoekenning vir my album Moedertaal. So ja, pretty stoked daaroor. Nie gedink ek sal ooit hier beland nie, maar dankbaar. Ja, en die ding van dit is ook skoonheid het in 'n mate gewen. Jou album Moedertaal het te doen natuurlik met jy weet swangerskap, maar ook om nog steeds die mooiheid en die seksie en alles daai intact te hou ongeag swangerskap.
Ja, ek dink dit kom maar neer op body positivity wat so belangrik is vir vroumense. Daar's soveel images daar buite, whether dit nou is in tydskrifte of net in die media op televisie wat baie keer in ons skele afgedruk was vir klomp jare en dit het 'n sekere standaard van wat mooi is uitgebeeld en nie almal kan daarmee identifiseer nie, want almal is anders. Ons is anders geskep en dit beteken nie omdat jy anders is as wat jy daar sien. Jy nie mooi is nie of jy minder mooi is. So dit is hoekom dit vir my belangrik was om so op die albumcover of om wel daardie albumcover te kies, want ons moet gemaklik wees in ons eie vel en hoe powerful is dit nie om as vrou nuwe lewe te kan skep. Ja. Ja, dit is 'n mooi gebaar ook. So mense dink vroue lyk baie mooier as hulle swanger is. Sou jy saamstem? Dit hang af. Dis nie almal se vibe nie, maar ek dink oor die algemeen daai bloed vloei, as die wange bietjie meer pink is en die lippe is bietjie meer plomp, sal dit jou aandag trek. Voetjie is bietjie dik. Bietjie. Ja, jy loop lig, jy trap saggies. Trap soetjies. Ja, waterbed. Luister, so ek wil tog by jou ook weet, hiphop, jy doen hiphop, maar om skoonheid daar te doen, sexiness is seker 'n ding wat saam met hiphop gaan as dit kom by vroue en daai voluptuous ding en so aan, maar jy probeer ook 'n tipe van die skoonheid ding handhaaf, daarin die mooiheid daarin handhaaf. En wanneer dit kom by vroue, hiphop is 'n tipe van 'n man ding, is aggressief, is so aan en as jy die vroue kyk in hiphop, is hulle of baie aggressief of hulle hierdie voluptuous ding, hierdie hele sexual overdrive ding, maar jy probeer 'n balans handhaaf, miskien ook oor jou agtergrond in somatologie? Ja, wel, ek dink as vrou het 'n mens oor die algemeen baie sexual energy. Het kom net neer op, wil jy dit contain of nie? Maar vir my, om balans te vind wat skoonheid betref, ja, ek like 'n rooi lipstifie inwerk en bietjie eyeliner en what not. Dit kom net neer op goed wat my gemaklik laat voel en vir my meer confidence gee. So, ek kan nie sê ek het al die balans gevind nie, maar wel die skoonheid probeer ek uitbeeld deur die sagter kant van my na vore te bring. Ek het dit al toegepas met sekere musiekvideo's soos Willekat, Tsunami en dan ook Joumasin. So dit wys half twee kante van my, waar met die hiphop dan bring ek weer daai harder kant van my deur of wys ek die harder kant. So kom ons gesels oor die sagte kant en die harde kant en hoe jy die middelpunt vind, because jy is ook die ambassadeur vir Mud Cosmetics. Vertel ons gou net, wat maak Mud Cosmetics verskillend vir jou van ander cosmetics daar buite? Okay, ek hoop nie die luisteraars daar buite dink ek is bias nie, maar dit is regtig my eerlike opinie. As somatoloog het ek vir lank ook met hulle produkte gewerk en wanneer ek ander vroumense se gremering gedoen het, dan het ek verkies om my produkte te gebruik, want dit is regtig 'n goeie gehalte produk en byvoorbeeld die eyeshadows, die pigment in dit is so hoog en dit help dit vir ure. As ek dit nou aansit 8:00 die oggend, dan gaan ek nog 6:00 die middag presies dieselfde lyk, sonder dat ek setting spray gebruik het. Natuurlik jou poeier en sulke goed speel 'n rol, maar ja, so dit kom neer vir my op die gehalte van die gremering en dan ook dit is vegan friendly, as ek dit so kan sê, dit word nie op diere getoets nie, wat vir my ook natuurlik 'n pluspunt is. Ek wil nou nie 'n perd met eyeshadows sien. Ja. Okay, so ek wil net ook tog by jou weet, wanneer dit kom by cosmetics, en dit is tog maar 'n ding wat 'n mens sien met vroue oor die algemeen, maar hoekom is dit nodig vir vroue om gremering op te sit op hulle gesigte of hulle lyf? Dis nie nodig hè, niks is nodig hè. Het kom maar net neer op persoonlike preference. Ja, soos vir my is dit baie keer 'n confidence boost, of as ek voel ek het lus om anders te lyk, of ek het 'n afdag, dan is 'n rooi lipstifie altyd die ding wat my mood lig. So
Ja, dit is nie 'n moet nie. So jy sê dit accentuate beauty as wat dit identiteit of transform, iemand transform na iets anders toe, accentuate die beauty of Dit hang maar af hoe jy daai wenkbrau gaan inkleer. Ja, so dit kan ook wegvat as jy dit oordoen. Ek dink 'n mens moet nie over the top wees nie. Dis maar nou net my persoonlike opinie en wat ek ook toepas meeste van die tyd. Maar soms dan voel ek ook ek wil over the top wees. So ek gaan hy line hoog trek en ja. So wat is jou favorite produk wanneer dit kom by Mud se produkte? Lipstiffie. Ladybug is die rooi. Die helde rooi lipstiffie. En dan 'n ander produk wat vir my baie cool is hulle eyeliner. Dit is 'n cake eyeliner, so dit is droog. En dit gaan nie uitdroog soos wat jy nou 'n gewone liquid line, because dit is klaar droog. So dit is vir my baie cool. Ek het dit nou al so lank en dit lyk die goed word hier op. Ek meen dit is nou vir my die ander pluspunt van 'n goeie gehalte produk het. Paar jaar terug was ek 'n bietjie, ek het aan wonder, ek dink 2 keer sal ek nou regtig wil invest in 'n dieete produk soos sekere aspekte van Mud, byvoorbeeld eyeshadow of foundation. Maar op die einde van die dag hou dit my soveel langer, so eintlik bespaar ek dan. Jy doen ook sulke videoetjies waar hy tips gee of hier en daar 'n tip of 2 gee vir met Mud se produkte. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Sover het ek 2 video's op my Instagram TV gelaai en dan ook natuurlik op my Facebookblad. Dit is nou nie tutorials nie, want ek hou net daarvan om vir vroumense te sê dis wat jy moet doen nie. Elkeen het hulle sekere manier waarvan hulle hou. Party like super donker eyeshadow, party like 'n meer natuurliker look. Maar dan is dit natuurlik ook vir vrae wat daarmee gepaard gaan. So as iemand wil weet, okay, hoekom die spesifieke eyeliner of die spesifieke brow pencil of wat ook al, dan kan ek vir jou sê, okay, dis hoekom ek dit verkies en die is hoe jy dit die beste manier kan gebruik. Maar ek like vir mense sê die kant toe, daai kant toe nie. Maar op 'n ander noot is ek ook passievol daaroor om vir vroumense tips te gee as toe hoe jy goed kan gebruik vir jou vel wat makliker accessible is vir mense, soos as jy gaan krap in jou koskas of wat ook al. Goed wat nie te pricey is nie. So ja, ek like om vir vroumense tips te gee en ek is eintlik nog besig om 'n paar video's saam te stel om uit te brei op daai. En die doel van hierdie make-up video's wat ek doen is om die promo code daar buite te sit. Dit is JOUMA15. So as vroumense online make-up wil koop of bestel en hulle gebruik hierdie kode, dan kry jy 15% af. So ek is regtig stoked daaroor because ek meen dit is net is 'n groot hulp in hierdie awkward times. Sê net gou weer daai promo code. JOUMA15. En dit is AOMA. Nou JOUMA hoofletters. Okay. So onthou net mense dat hierdie show laai ek weer op YouTube anyway. So jy kan daar dit gaan pause en hy stukkie uitdaal en dit vir JOUMA voor en sê ek het hierdie promo code onthou. Net 'n laaste woord van jou af vir vroue, veral jong dames wat opkom, want dit wil ook vir my neig as mense, as dames baie jonk is en hulle begin van te vroeg af. Is daar so iets? Te vroeg, te dik plak, te whatever, of is dit net 'n mite? Wanneer ons manne sit en maak ons sulke jokes. Wel, ek dink daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. As jy 'n tienermeisie is en jy neem deel aan skoonheidskompetisies, ja, natuurlik sal jy nou gremering moet gebruik. Maar ek sal nou nie sê jy moet dit elke dag gaan gebruik nie. Want met ouderdom, soos as jy super jonk is, as jy 'n tienermeisie is, dan het jy nog 'n tienermeisie vel. So dit kan probleme veroorsaak as jy nie goed na jou vel omsien nie. So mens moet altyd die balans probeer handhaaf om seker te maak dat die wat jou beauty enhance nie skade aanrig oor 'n paar jaar nie. Selfs met soos hare. Jy kan nie jou hare te vroeg begin kleur nie. Ja, okay, ons doen dit. Ek weet, dis exciting. Maar eintlik is jou hare nog nie mature en ek dink as jy hier ek spekuleer 18, 20,
Ja. 1820 is Johnny Walker se birthday. 10/10. Is daar enige laaste woorde vir jou vir dames spesifiek en ek dink vir mense oor die algemeen met jou agtergrond as 'n somatoloog en dan ook iemand wat dan nou 'n ambassadeur is vir Mud Cosmetics in terme van beauty vir al mense in hierdie tyd wat struggle met dit. Jy weet, daar's depressie lyk my is 'n ding wat kanker gaan oorvat in terme van mense, jy weet wat selfmoord pleeg en sulke goed, en baie goed van daai is rooted in individuals wat nie veel dink van hulle self, die self-esteem, maar net in terme van beauty, so dit dalk 'n brug is wat ouens moet oorgaan. Wat sal jy vir sulke mense sê? Yes, ek dink een van die groot goed wat wegneem van mense se confidence af is acne. Ek dink hoe soos tyd aangaan, het baie mense bewus kom word van die feit dat dit beteken nie hy is minder mooi omdat hy 'n pysie of 2 het. En kyk, dit kan regtig seveer raak. Party mense se acne kondisies is regtig seveer. So ek sien soms dat mense dit probeer toe plak met gremering. En ek kan verstaan tot 'n sekere extent, want ek meen maar almal het die grace vir jou daar buite nie. Party mense gaan vir jou point en gaan vir jou lag en sê, kyk ek daai in sy gesig of wat ook al. So dit is ook die eerste ding wat mense sien wanneer hulle na jou kyk, of gewoonlik. So ek kan verstaan as jy dit wil toeplak met gremering. En ja, ons moet goed doen wat ons goed laat voel oor onsself. Maar ek dink 'n goeie beginpunt is wanneer jy voor die spieël staan of wanneer jy jou oë oopmaak in die oggend om jouself positive affirmations te gee. Dit gaan grootendeels help met jou selfbeeld, want hoe jy jouself sien is ultimately wie en wat jy is. En as jy daai glo en jy glo jy is mooi en jy is powerful, dan gaan daai deur jou essence straal en dit is gaan word hoe mense jou gaan begin perceive. Ja, so kyk maar net na jou vel, as jy gremering opsit, maak seker jy kyk mooi na jou vel en dit beteken nie as jy acne het dat jy nie hygiënies is nie of jy slaap op 'n vuil kussingsloop. Dis nie wat dit beteken nie. So mense, wees sensitief teenoor ander mense daar buite because ja, dit is eintlik 'n probleem. Wahak, tik tak, foto vat, hip hop, tot my heupe stop. Wahak, tik tak, foto vat, hip hop, tot my heupe stop. Van meow tot meow tot. Ja, dit was dan jou maar die wille kat op Doen Dit Net Liggies. En so gepraat van wille kat, as die manne hulle altyd so uitgevat het back in the day, dan sê die mense mos daai ou is 'n cat. Nou ek het al gehoor hoe hulle sê beauty is in the eye of the beholder, maar toe hoor ek Jim Carrey respond daarop deur te sê it's just the thing ugly people say. Ek het toe op 'n t-shirt gesien, beauty is in the eye of the beer holder. Wel, drank help sekere mense om by daai eerste laagie te sien. Hoe dit ook al mag zijn, Ecclesiastes 3 het 'n mooi opsomming hiervan. Hy sê, there's a time for everything under the sun, a time to be born, a time to die, and a time for 'n klomp goed. Maar dan sê in vers 11, he has made everything beautiful in its own time. Het maak bang soos 'n poltergeist, want ek staan op die rand om my pols te slice. Want in plaas van 'n rand is dit nooit te nice. Hier's net gate in my hand soos die pols van Christ, maar vir elke man wat sy pols so slice. Yo, listen,
There's more to life en onthou net die in hierdie goue uur. Ek sit sien nie wat 'n bottelie ingehou het die, maar in plaas van vryf laat 'n skouer skier. Ek vra, luister my case van in die midde van duister wat duister. Die aand is jonk, hulle sê boek net keiste. Kaap is dronk en die eistes loop duiselig, maar spaak hy vonk van net eistes sleep eiste. Param pam param param pam param param pam param pam. Param pam param param pam param param pam param pam. As jy dalk vir my vra